Ek wil gaan met julle gesels oor die komende martial law stelsel wat hulle gaan op 'n stadium implementeer. En ek weet dit want daar's mense wat na my toe kom met wat hulle droom en die drome dui duidelik op 'n martial law stelsel. Dit wil sê krygswet word afgekondig. Of 'n baie streng noodtoestand wetgewing. Wat natuurlik ook gepaard gaan met iets soos 'n lockdown. En Vader waarsku dat daar spesifiek 2 wette is binne in so 'n krygswet wat baie problematies kan wees vir ons. Onthou, wanneer daar krygswet is, dan beteken dit die land het heeltemal gedisintegreer in chaos en geweld en die polisie sukkel om werklik waar dit te hanteer. Wat beteken, hulle moet die weermag inbring om wet en orde te handhaaf. Nou die oomblik as jy met die weermag werk, met 'n publieke, met jou burgerlike samelewing, dan is jy besig met krygswet. En krygswet is min of meer 'n opskorting van die grondwet en van jou regte. Daai regte en voorregte wat jy nou so lekker het, wel dit val heeltemal weg. Toe het ek 'n bietjie gaan kyk. Nou, ek weet of julle weet nie, die Oekraïne is onder martial law sedert 2022. En Zelensky het toe sommer nou al wat 'n verkiesing is opgeskort. En ek dink ons moet baie versigtig wees dat ons nie gaan draai daar waar ou Zelensky gedraai het nie. Want dit is nou nogal 'n droom, 'n vreeslike, een van hulle lugkastele wat die elite bou, is om ons in 'n martial law stelsel te sit. Ag, hulle noem dit 'n 15-minute city en die tipe van twak, maar is eintlik 'n martial law stelsel. Nou, ek het bietjie gaan kyk en ek gaan gou vir jou opsomming gee. Een van die belangrike dinge wat gebeur is, hulle beheer jou vryheid van beweging. So jy gaan aandklokreëls kry en so laat mag jy op die pad wees en so laat moet jy al by jou huis wees en hulle soek die paaie verlate veral in die nag en so kan hulle makliker beheer hou oor die vervoer van wapens, oor die vervoer van mense, oor onluste en geweld. Ons is op pad na so iets, mense. Ons gaan ook padblokkades kry met aggressiewe polisie en weermag. En hulle verander ook jou, hulle noem dit the right to free choice of labor, menende, hulle kan jou aanwend, hulle kan die burgerlike populasie aanwend vir wat hulle ook al wil. Jy kry 'n draftstelsel, so hulle kan die mans aanwend vir oorlog, hulle kan jou letterlik aanwend vir alles. So, hulle registreer jou en of hulle jou aanwend om die hospitaal skoon te maak en of om dooies te begrawe of om die straat op te ruim, jy word aangewend. En jy het geen sê daaroor nie. En hulle skort alle goed soos verkiesings en referendums skort hulle op. Jy sit onder 'n stelsel wat hulle op jou afdwing en jy kan niks daaraan doen nie. Dan praat hulle van interference of personal life. Dit wil sê, hulle kan in jou huis inkom, hulle kan alle kommunikasie afsny, hulle kan die internet beheer of hulle kan hom totaal afsny en dan het jy nie toegang tot kommunikasie nie. En as ons kommunikeer is hulle, en hulle kan toegang hê tot jou huis. Hulle het nie nodig dan vir dagvaardigings of hofbevele of wat ook al om jou in hegtenis te neem of jou huis te deursoek of die tipe van ding nie. Die ander ding wat baie belangrik is, inspection of belongings, documents and housing. Goed, daar waar hulle jou stop by 'n platpotkade, moet jy 'n tipe van identifikasie hê. Hulle kan jou identifikasie korreleer met moontlike uitstaande verkeerskaartjies en die tipe van ding. Hulle kan jou voor die voet toesluit vir 'n lang tydperk sonder om jou voor die hof te bring. Baie belangrik, mense. Restriction of free choice of place of residence. Wat is dit? Dit beteken, hulle kan jou skuif na 'n kamp toe as dit hulle pas. Ag, en dit is 'n ou storie, hulle het dit met ons gedoen in die Anglo-Boereoorlog. Toe het die Britse soldate die plase afgebrand en hulle sê terwille van die mense se veiligheid het hulle in konsentrasiekampe gesit, waar die Britse soldate in beheer was en waar hulle dan kon beheer wat jy eet, wat jy doen, wat jy maak en effektiewelik jou doodmaak, effektiewelik deur die omstandighede, mense raak siek, daar is nie noodwendig medisyne nie, die kos is nie van 'n hoë gehalte nie, mense raak siek, hulle gaan dood. Vinnige manier om van die plaaslike populasie ontslae te raak. En dan, baie belangrik, may be deprived of the right to property. Die oomblik as hulle begin om jou eiendom te vat, dan moet jy weet, jy het te doen met
'n vorm van martial law. En dan die ander ene, collection of firearms, registrated or unregistrated. So, hulle weet nie van die ongeregistreerde wapens. Hulle moet 'n area deursoek om dit te vind. Maar hulle weet waar al die geregistreerde wapens is en hulle gaan al die geregistreerde wapens vat. Hoor wat ek vir julle vandag sê. So, hulle kan tot bankrekeninge sluit. Hulle kan jou toegang tot geld beperk. Hulle kan effektiewelik enigiets afkondig in so 'n krygswetsituasie om die populasie te beheer en om te probeer om wet en orde te handhaaf solank dit hulle pas. En ons het gesien wat doen hulle met 'n lockdown stelsel. Eers is dit net 2 weke of 3 weke en dan raak dit 6 weke en dan raak dit 3 maande en hierdie noodtoestand wetgewing bly in plek. Kan nie sigarette koop nie of jy moet permanente masker dra of jy mag nie van een provinsie na 'n ander beweeg nie. En daar was 3 wette wat vir my uitgestaan het hierso. Hulle gaan ons vryheid van beweging beperk. Dit wil sê, wanneer 'n ou wil dan onttrek uit 'n onveilige situasie na 'n veiliger area, dan beperk hulle jou. Jy kan nie onttrek nie. Jy kan deur 'n sekere area kan jy nie beweeg nie. Daar is of aandklokreëls of daar is padblokkades en jy mag nie beweeg nie. En die ander ene is om jou te plaas in 'n konsentrasiekamp indien hulle so sou voel. En dan die ander een wat vir my belangrik is, was om dat hulle alle vuurwapens kan vat. Omdat hulle nou sê hulle vrees 'n staatsgreep, so hulle kan dit doen. En ons moet onthou, in 'n krygssituasie mag jy baie keer nie kos opgaar nie. Hulle wil nie dit hê nie, so opgegaarde kos is 'n probleem, hulle kan dit konfiskeer. So, ons is op pad na 'n tipe van 'n martial law stelsel. As die ANC nie so iets implementeer nie, ek dink hulle gaan 'n lockdown implementeer, sal ons sien dat die Doornbos hierdie tipe stelsel gaan implementeer, en daaroor het ek nou al gepraat. So nou waarsku ek weer, né?